Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Dankie musiekspan. That is who God is. Vanoggend, my tema vanoggend is die laaste een van ons reeks van die krone, gaan oor die kroon van jubel. Die blydskap daarvan. So baie van ons beleef elke dag verskillende vorms van vreugde. Maar baie keer van daai vreugde wat jy kry, hou nie lank nie. Party is oor 'n halfuur weer kon. Ander is vir 'n dag of 2. Dit is die proses waardeur jy gaan. Is hoe lank die blydskap. As iemand vir jou goeie nuus gegee het, jy gaan nou verskriklik bly wees, jy gaan miskien vir 1 of 2 of 3 mense vertel, en dan raak jy besig en dan vergeet jy. Maar jy was 'n halfuur terug of 'n uur terug, het jy geborrel van daai joy, van daai vreugde wat jy gehad het. Dan is jy net weer in die gange van die wêreld. In die besigheid hardloop jy op en af en jy vergeet wat God gedoen het. 'n Halfuur terug of 'n uur terug. Want ons raak so besig met die dinge van die wêreld dat ons nie in God se joy bly nie. Die Bybel openbaar egter vir ons 'n ander vreugde wat nie afhanklik is van omstandighede nie, maar dit het 'n ewige waarde. Wat jy vandag in werk, gaan jy eendag die prys voorsien. En dit is nie 'n prys wat ek en jy gaan ontvang soos 'n fisiese kroon nie, maar later gaan ons in my preek vandag gaan ek dit vir jou mooi verduidelik. Die skrif praat van 'n kroon van jubel. Is nie 'n kroon wat ek en jy gaan ontvang nie, maar dit openbaar God se hart. Paulus stel dit vir ons eenvoudig in 1 Tessalonisense 2 vers 19 en 20. Hy sê, want wie is ons hoop of blydskap of kroon van roem? Wie is jou hoop vandag? Wie is jou blydskap vandag? Dan gaan hy aan. Is dit nie juis julle voor ons Here Jesus Christus by die wederkoms nie? Want wanneer Jesus gaan kom, ek en jy gaan voor hom staan. Ek en jy, as kind van God, wedergebore kind, gaan 'n geleentheid hê om voor Jesus te staan. Dan gaan hy aan, want julle is ons heerlikheid en vreugde. Paulus se kroon het name gehad, gesigte, stories, trane. Elke persoon wat hy na die Here toe gelei het 'n naam gehad. Elkeen van ons wat hier sit vandag, het 'n storie waardeur jy gegaan het, toe moet jy Jesus. Toe kom maak hy jou vry. Toe gebeur daar iets in jou lewe. Om hierdie kroon te verstaan, moet ek en jy teruggaan, bietjie na Genesis toe. Ons is ver in die Bybel, gaan ons terug en ons moet iets verstaan volgens. Van Genesis af het ons gelees toe die sondeval ingekom het. Die mense is gaan wegkry. God se hart het gaan soek. God het nie sy vreugde het nie gelê in strukture, tempels of sisteme nie, maar in verhouding.
Hy was eers in 'n verhouding, Adam en Eva het 'n verhouding met hom gehad, voor die sondeval. En toe die sondeval gebeur, wat gebeur as jy sonde in jou lewe het? Jy gaan kruip weg. Jy is te bang om vir God te face. Jy wil nie, want jy het 'n skuldgevoel binne jou. Ek kan nie met die Vader praat nie. Ek kan nie bid nie. Ek wil nie kerk toe kom nie. Maar God het nie opgegee nie. Wat het God gaan doen? Hy het daar geloor. Adam, waar is jy? Eva, waar is jy? En hy het geloor. En toe wat sê hy? Ons is die agter die boom, ons kruip weg. Ons is skaam. Toe bedek hy, dat hy toe bedek. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. As jy sonde het, dan hardloop jy weg. Dan jy nie die vrymoedigheid om met God te praat nie. Toe die mens weggehardloop het God nie opgegee nie. En hier is 'n gedeelte wat Jesus self kom verwoord het in Lukas 19 vers 10. Dit sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus het gekom vir jou en vir my. Ons is gebore in 'n wêreld, maar ons word groot in sonde. En dit weerbreek ons van God se heerlikheid. Die kroon van jubel is dis gebore uit God se soekende liefde. Dit wat sou gebeur het vir 'n oomblik, as God nie gaan soek het vir Adam en Eva nie. God het 'n plan gehad. Hy het geweet, hulle gaan, die mens gaan nie verkeer. Die mens gaan in sonde val. Maar voor alles het God geweet, ek gaan my seun stuur. En hy gaan die verlosser wees. Dis hoekom Jesus in Lukas 15 sê, dat daar vreugde in die hemel is oor een sondaar wat hom bekeer. Amen. Jy het al gesien hoe bly is mense as 'n rugby stadion, as een ou driedruk. Daai hele stadion staan op en skree. Hoeveel te meer wat se joy is daar in die hemel, as een siel tot bekering kom. Ek wil hier maar daai prentjie sien van wat se joy is daar. Dink nou die wat gisteraand miskien rugby gekyk het. Ek wil net iets by jou dat jy kan sien. Hoe bly was hulle toe daai een span 'n 3 druk? Hy skaar het mal gegaan. Hoe bly is God nie? Want die woord sê, ons is gevorm, voor jy gevorm is jou moederskoot, was jy by God. Toe het God jou geheilig, het jou geset apart. Toe is jy in jou moeder se skoot. Toe word jy gebore. Maar later in die Bybel sê Jesus, gaan weg, ek ken jou nie. Gaan weg van my af, ek ken jou nie. Die plan, toe God jou geheilig het, toe hy jou gevorm het God al reeds 'n plan vir jou lewe gehad. Maar op jou journey wat jy gevat het in die wêreld, het jy God se plan gemis. En dit weerhou jou die ewigheid. Is dit nie hoekom Jesus sê, gaan weg, ek ken jou nie? Want God het geweet, hierdie kind van my, dit is wat ek vir hom bin, dis wat ek vir hom instoor. Nou, kies 'n ander pad.
God se grootste belegging is nie programme nie, maar siele. Markus 8 vers 36 sê dit vir ons, waar Jesus vra, wat 'n mens baat as hy alles wen? Hy het alles in die wêreld, maar sy siel verloor. Wat baat dit jou? Wanneer jy al hierdie aardse goed het, maar jou siel het jy verloor. Die kroon van jubel het nie by Paulus begin nie. Dit begin nie vandag hier in die kerk nie. Dit het nie 20 jaar of 50 jaar of 100 jaar terug, of 1000 jaar terug in 'n kerk begin nie, maar dit het self by Jesus begin. As daar nie 'n kruis was nie, het hierdie kroon nie vandag begin nie. Hebreërs 12 vers 2 sê, terwille van die vreugde wat vir hom voorgelê is, die kruis verduur het. As jy moet dink, wat se vreugde was daar? Die eerste gedeelte. Dit was nie die hemel nie. Dit was reeds daar gewees. Die vreugde wat daar was vir die toekoms is my en jou siel wat gered is. Dis die vreugde kom Jesus deurgebring het. Siele wat gered sou word, mense wat teruggebring is na die Vader toe. As ek nou hierdie so vat, sal ek sê dat die kroon van jubel is op Golgotha gevorm. Die bloed het saad geword. Die pyn wat Jesus deur gegaan het, is die oes. Want as Jesus nie daar deur gegaan het nie, deur alles nie, sal ek en jy nie vandag kinders van God genoem kon word nie. Daarom kan ons nie die kroon wegvat van die kruis af nie. Hulle sal sê die Jood is 'n battery in 'n torch. So, by mekaar. Waar die kruis reg verkondig word. Al is dit by in die kerk, is dit op 'n mannekamp, is dit in die winkelsentrum waar jy iemand raakloop en jy vertel van die kruis, is daar 'n siel. Dit soek nie altyd 'n gehoor nie. Jy kan op die straat iemand raakloop en hy kan daar sy hart vir Jesus gee. Daar hoef nie altyd 'n audience te wees nie. Want vir elke persoon wat ek na die Here toe lei, kan ek nie die eer daarvoor nie. Dit kom God toe. Want wanneer dit gaan, nee, ek het nou seker 100 of 200 mense na die Here toe gelei, gaan dit nie meer oor God gaan nie. Dan gaan dit begin oor my gaan. Dan is ons die Here doel. Dit word nie ontvang deur gemak nie, maar deur gehoorsaamheid. Ons moet gehoorsaam bly om nie terug te val in sonde nie. Dit kos iets, tyd, energie, gebed en baie trane. Paulus praat iets in Galasiërs 4 vers 19 van barensnood totdat Christus in mense gestalte verkry. Toe ek hierdie vers lees, toe dink ek myself, maar wat beteken dit vir my en vir jou? Is dat ons moet so leef dat Christus se onvoorwaardelike liefde in ons sigbaar word. Daar waar ons gaan, moet ons Jesus represent.
Dis wat dit beteken. Dit openbaar dat die kroon van jubel is verbind aan geestelike vaderskap en moederskap. Hierdie kroon groei stadig, stil en is onsigbaar. Niemand weet hoeveel gebede jy vir iemand anders te bid in die aand nie. Hoeveel trane jy stort vir daai kind wat nog nie gered is nie. Niemand weet dit nie. Dis jy en God. Miskien jou man langs jou, want hy gaan jou vra, my skat, hoekom hy jy? Dan gaan jy met jou hart deel. Maar niemand wat hier so sit, gaan op 'n stage staan en sê, ek het vir hierdie persoon gebid nie. Ja. Want as God het op jou hart lê, bid vir hierdie persoon. Tot inkeer. Partykeer is dit vinnig. Partykeer is dit so. Ander keer is dit jare. Ek weet van iemand wat vir 'n persoon gebid het vir 17 jaar lank, voor hy tot inkeer gekom het. Maar die dag toe daai inkeer plaasvind, toe maak hy 'n turnaround so. En there's no turning back. Ons tyd is nie God se tyd nie. En God se tyd is nie ons tyd nie. Ons wil al alles hê, dit moet nou gebeur. As jy bid, dit moet. Vader, hoekom het dit nie al gebeur? Ek het ons nou klaar gevra. Want ons is 'n bietjie ongeduldig. Maar God sien elke traan. God sien elke gebed wat opgaan. En vir hom is dit nog 'n kroon. Dit is nog 'n siel wat gered word. En wanneer jy vra, Vader, ons bid vir hierdie persoon. Hy Gees gaan kom. Want ons lees in Johannes 16 vers 8 dat dis Heilige Gees is wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wil julle moet julle woord oopmaak by een vers. Ekskuus. Van Handelinge 1 vers 8. Wat verbind krag direk aan getuienis. Maar julle sal miskien krag ontvang wanneer Heilige Gees oor julle kom. Julle het gelees hoor. Jy sal krag ontvang. Dis 'n sekerheid. Gaan nie dieselfde wees as Heilige Gees oor jou kom. Daar moet 'n change wees. Iets moet verander hier binne jou. En julle sal, nie julle gaan miskien my getuies wees in Jerusalem nie, julle sal my getuies wees in Jerusalem. Want wanneer God se Gees oor jou kom en dan verander iets, gaan praat, gaan vertel vir iemand. Amen. Dit is wat God vir my gedoen het. Yes. As dit nie vir God was in hierdie situasie nie. Soos jy wat hier so vanoggend sit. Jy is God se getuie hier in Belfast. Maar jy is ook God se getuie in Suid-Afrika. Jy is ook God se getuie die hele wêreld. Wat keer jou om te vertel van God se goedheid? Miskien is dit skaamheid. Miskien is dit iemand die jou
gelabel op skool, die teruggetrokke enetjie. Hy sal nooit sy mond kan oopmaak om te praat nie. Maar daar's iets. Wanneer God se Gees oor jou kom, gaan jy begin praat. Jy gaan nie stop nie. Die Heilige Gees word nie vir ons gegee om gemaklik te wees nie. Dis nie om hy comfort zone die altyd te lê nie. Word vir ons gegee om vrug te dra. Wanneer jy getuig bid, volhard of liefhet, werk Heilige Gees in die onsigbare. Jy vertel 'n woord, jy sien nie nou dadelik wat so God se Gees binne hierdie persoon doen nie. Maar oor 'n tyd, iets wat jy gespreek het, gaan iemand verander. Die kroon van jubel is dis die sigbare resultaat van die onsigbare Pinksterdag. Mag ons elke dag in hierdie kerk 'n Pinksterdag beleef. As God sy Gees wil uitstort hierso, moet ons bereid wees. Moet ons oop wees om dit te kan ontvang. Hierdie kroon groei stadig, stil. Jy sien dit nie. Onmiddellik nie. Maar na wat tyd, gaan jy sien, iets het verander in jou se lewe. Die hoe hy geloop het, loop hy nie meer nie. Ek moet altyd so geloof. Nou dat ek dink, iets verander binne hom. Wat het verander? God se Gees die binne jou begin jou change. Om jou ou maniere agter te los. Elke geredde siel is 'n oorwinning oor die duisternis. Dis 'n bewys dat die kruis genoeg is. Dit is 'n getuienis dat lig sterker is as donker. Hierdie vertrek kan donker wees. Of vat jy 'n vuurtjie wat 'n klein vlammetjie maak, breek hy die donker. Al wat jy moet doen, jy moet net die deur oopmaak. Jesus, kom. Jesus. Hier binne. As hy in is, dan begin die proses. Waar hy deur my hele gees, die hele sielsmens, maak skoon. Wat nie in lyn is met u nie, laat dit gaan. Want eendag wil ek vlekloos voor u staan. Daniël 12 vers 3 trek die sluier van die ewigheid weg. Dit sê, die wat baie tot geregtigheid lei, sal skyn soos die sterre vir ewig en altyd. God se joy is jou steun. Let op wat hier so staan, vir ewig en altyd. Is daar tyd gekoppel aan ewig? Nee, daar is nie tyd gekoppel aan ewig nie. Hierdie kroon gaan langer vat as jou leeftyd. So ek vroeër gesê, dit het 17 jaar gevat van bid tot iemand inkeer. Baie van die saad wat elkeen van die Here hierso, wie sit hierso vandag, en die wat luister op die social media en goed, die saad wat jy vandag saai, gaan jy miskien nooit die vrug sien nie. Jy gaan miskien nooit sien wanneer God die verandering gemaak het. Wanneer daai persoon die besluit geneem het om te sê, Jesus, kom
kom woon nie binne my. Maar God se oes is groter as jou tydlyn. Hebreërs 11 herinner ons daaraan dat sommige mense gesterf het sonder om die vervulling te sien waarvoor hy gebid het. Wanneer ons die volheid van hierdie kroon sal sien, is die dag met die wederkoms van Jesus. Wanneer Jesus ons kom haal. Want elke siel wat gered is, daarin sal getuig, as dit nie vir Jesus was nie, was ek verlore. As dit nie vir Jesus is nie, was ek nie hier vandag nie. As dit nie vir Jesus was nie, was nie een van julle hier gewees vandag nie. En daar moet iets wees. Die kroon eindig nie soos een van die ander krone op ons kop nie. Hierdie kroon eindig by Jesus. Dis Jesus wat die eer kry daarvoor. Dit is 'n bewys dat God iets kom doen het in jou. Maar dat God, dit is 'n bewys, dit is nie die bewys dat God iets bewys dat ons iets vir God gedoen het, ekskuus. Jy hoef niks vir God te doen nie. Jy moet bereid wees. Want as jy bereid is, gaan God deur jou werk. En daardeur kan jy iets vir God doen. Ek gaan afsluit. Want eendag sal al hierdie geraas wat om jou aangaan stil word. Die titels waarna toe jy jaag gaan soos mis voor die son verdwyn. En daar sal een vreugde oorbly. Een vreugde. Dis mense wat voor Jesus staan omdat hulle ja gesê het. Ja, Jesus, kom woon nie binne my. Die saad wat jy saai in iemand se lewe het 'n getuienis. Elke saad wat jy saai in iemand se lewe is 'n getuienis. En wanneer daai getuienis kom, loof God daarvoor. Sê dankie, dankie, dankie. En eendag wanneer ons elke een voor Jesus staan, sal ons weet, elke gebed, elke traan wat gestort is, elke gehoorsame oomblik was die moeite werd. Elke keer wat jy jou binnekamer jou hart uitgestort het voor God, was nie verniet nie. Was nie net 'n oogskoonmaker naaltjie gewees nie. God sien elke traan. My gebed is regtig dat Heilige Gees ons harte so aanraak dat ons nie tevrede sal wees om te lewe vir God sonder 'n vrug nie. Want as jy lewe sonder 'n vrug, is jy nie op die plek waar jy moet wees nie. Gaan jy kort kom van dit wat God vir jou het. Mag ons lewe met die ewige lig van Jesus in sig. Al sien jy nie nou daai lig nie. Ons kan nie nou dit sien nie. Maar eendag gaan ons dit sien. Mag dit 'n verwagting hier binne jou hart wees om te weet, one day,
Jesus is coming back. Eendag. Ek sluit af met hierdie vers in Filippense 4 vers 1. En mag dit my en jou begeerte wees. Soos wat Paulus gesê het, hy sê julle is my vreugde en my kroon. Dit voel lekker. Dit voel goed. As jy sien hoe God in iemand se lewe werk. Jy gaan nie slag praat van so 'n persoon nie. Wanneer God se gees in daai persoon werk en jy sien die joy, jy sien die vrug wat hy voortbring. Dankie Lord. Soos ek vroeër gesê het, dankie dat ek net 'n instrument kon wees in jou. Maar het gaan nie oor ek nie. Maar het gaan oor God. God wil deur elke een van julle wat nie so sit, werk. Elke een van ons het 'n deel aan die koninkryk. Die koninkryk bou is nie net 'n een man of 'n twee man nie. Dis elke kind van God wat jou hart vir Jesus gegee het. Gaan uit. Gaan vertel. En die Openbaring sê die woord van jou getuienis sal jy oorwin. As jy nie gaan vertel die goedheid van God nie, dit wat God in jou lewe gedoen het nie, hoe gaan mense weer is God? Maar as dit God is wat dit in jou lewe kom doen het, gee hom die eer daarvoor, dan kom hom toe. Kom ons sit so en sluit ons af. Here Jesus, dankie vir elke een wat 'n besluit gemaak gehad het op 'n dag. Jesus kom woon in my hart. Jesus kom vat oor. Jesus kom verander my toekoms. Dat ek weet waartoe ek kan gaan eendag. Dat ek nie verlore mag gaan nie, maar dat ek die ewige lewe kan hê. Hierdie is ek wil bid dat U by elke persoon sal stil staan net vir in hierdie oggend. Net by hulle as daar iets is wat hulle nog moet regmaak met U, dat hulle dit sal doen. Dat ons nie dit sal mis wanneer U kom nie. En mag ons dit wat U gedoen het al in ons lewe net vertel. Net vertel van U goedheid. Vertel wat 'n awesome God we serve. Want ons weet, elkeen van ons wat hier is vandag, het 'n doel. God het 'n plan met elkeen van ons. U wil nie hê ons moet net die banke warm sit op 'n Sondag nie. U wil hê ons moet werk. Daar waar ons buite toe gaan in die dorp, daar waar ons op reis gaan, daar by die besighede, Vader, wil ek bid dat U sal heers. Wanneer ons mense encounter, Lord, dat ons hulle sal met liefde, met U goddelike hart sal behandel, want hulle is ook deur U geskape. Want ons weet, U het ons so lief gehad, dat U vir Jesus gestuur het. Maar as U nie vir Jesus gestuur het nie, was ons almal verlore gewees. En dankie Heilige Gees,
krag wat ons ontvang, wanneer U oor ons kom. Dankie dat ons huis verander. En ons loof U, Vader, en ons gee U al die eer vandag. Vader, my gebed is dat elke persoon wat hierdie woord hoor, dat U guns, U liefde, deel sal wees van hulle lewe. En mag hulle met boldness opstaan, wanneer daai geleentheid kom, om te kan getuig van U liefde, van U goedheid, en vir dit wat U gedoen het, dat ons nie later sal spyt wees, ek moes miskien net dit gesê nie. Maar dankie dat U harte verander. U verander klipharde harte in harte van vlees, wat liefde kan uitstraal. Dankie Here Jesus, my gebed in Jesus se kragtige naam.